Goeiedag en baie welkom. As ek begin, dan groet ek julle in die wonderlike naam van Jesus Christus, ons koning, ons verlosser, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader, die Here Jesus Christus, sy kosbare Heilige Gees. Amen en amen. Prys die Here. Ons is by nog 'n brief, die brief aan Philadelphia. Moet ek net sien. Wat se tyd? Dis mos nie nou tyd vir snaakse boodskappe hier van hernu dit of dat nie. Toe, wyk Satan in Jesus naam. Right, kom ons sluit die oë. Vader, ons kom in die wonderlike naam van Jesus na U toe. Ons dank U, ons loof U, ons prys U, Here, ons eer U. Here, dat U God is, dat U almagtig is, Here, dat ons tot U, die almagtige God, kan nader. Dankie, Here, vir dit wat U doen. Dankie, Here, wat U gister gedoen het hier, Here, in Athlone, met 3000 mans, Here, met die mighty men wat daar so gehou is en vandag nog aangaan. Dankie vir mense, Here, wat luister na wat U sê en hulle bekeer, omdraai, hulle lewens vir U gee. Here, dankie vir U sorg, dankie vir U versorging, dankie vir U seën. Dankie, Here, vir goeie nuus, van goeie getuienis wat ons ook hoop gee. Ons dankie, Here, vir mense wat vir operasies gaan, Here, op baie ouderdomme. Een dag, Here, die volgende dag by die huis, groot operasies, heupvervangings. Ons dankie daarvoor. Dankie vir U sorg, dankie vir U beskerming. Here, dit is net U wat sulke dinge kan doen. Dankie, Here. Dankie vir herstelle in huwelike. Ek bid, Here, vir mans wat bekeer, wat hulle harte vir die Here gee, omdat hulle vrouens, Here, volhard in gebed en glo en nie weier om op te hou om te glo en U aan te roep. Ek dank U daarvoor. Here, gaan saam met elkeen met sy eie besonderse probleme, elkeen met sy eie met elkeen het sy eie planne. Here, gaan saam, laat ons planne, Here, in U planne, laat ons planne U planne wees. Dan sal ons planne geseën wees. Gaan saam met ons, gaan saam met hulle wat siek is, raak elkeen aan. Here, wees ons genadig. En Vader, ek bring hulle wat in hierdie maand weer aan U en U alleen getrou is met hulle tiendes, hulle offers, die saad van hulle, Here, wat ons hier as 'n middelman ontvang en kan aangee na vrugbare grond toe. Ek bid dat U vir elkeen ooreenkomstig U woord en die rykdom in Christus sal seën. Here, ek dink aan die persoon van Gansbaai, ek dink aan in hierdie maand wat ek gesien het, Here, Clinton Elsabie, ek dink aan Janiel Wit, ek dink aan Zen Marie, Here, wie is daar nog? Here, Ilse Marie,
Here, ek Botha, ek dink aan hulle, Here, ek dink aan Rika, Here, name van mense, Here, wat verskoning kan hê en sê, ek het nie nou, is nie 'n goeie maand nie, ek kan dit nie bekostig nie, Here, maar hulle volhard in U en is gehoorsaam aan U. Seën elke een. Here, en myself en my vrou, seën ons saad ook wat in die grond is. En elke ander een, Here, daar is soveel ander wat nie name het nie, wat nie verwysings gee nie, wat net 'n bedrag is, seën hulle ook. Seën hulle vir hulle getrouheid en gehoorsaamheid aan U. En dankie, Here, dat daardie saad nie in 'n saadsak iewers te lê in 'n bank nie, waar dit nie kan ontkiem nie. Spreek met ons dan ook verder in Jesus naam. Amen en amen. En prys die Here. Dit is hoofstuk 3. En verlede keer het ek gesê, dit is die 4de brief. Dit was toe al die tyd die 5de brief en hierdie is die 6de brief. Ons is by die brief aan Philadelphia. Openbaring 3 vers 7 tot 13. Die Philadelphia brief. Nou, net bietjie agtergrond eers oor Philadelphia. Ons lees van hierdie plekke en dan weet ons nie of dit regtig bestaan het en of dit werklikheid is nie of wat ook al nie. Nee, hierdie plekke was 'n werklikheid soos wat jy 'n werklikheid is vir oggend. Die stad Philadelphia was gestig deur koning Pergamum. En het was vernoem na sy broer Attalus Philadelphos. Nou, hy het dit na sy broer vernoem, 'n stad begin en opgerig vir sy broer en dit genoem aan sy naam Philadelphos en hierdie gemaak Philadelphia. En dit beteken, het hy gesê, Philadelphia het hy gedoop, dit beteken liefde, broederliefde, want sy broer was hierdie goeie, saggeaarde ouetjie, vir wie hy baie lief was, en vir hom iets wou doen. So toe bou hy vir hom 'n stad, begin vir hom 'n stad. Vandag staan die stad nog steeds, nee, hy bestaan nie soos die ander nie. Dit is 'n dorpie vandag, 'n klein dorpie met die naam van Al-Ashir. Wat Al-Ashir beteken, weet ek nou nie. Ek is nou nie in die Allah klomp nie. Maar is Al-Ashir. Nou, Philadelphia, wat ons weet van Philadelphia, het hier gelê, jy sal sien op hierdie skyfie, in 'n vallei, in 'n vrugbare vallei. Al daar, so daai deel, waar wat so rooi is, dit is daar, hierdie was Philadelphia. En jy kan sien, baie groen daarso, 'n vrugbare vallei. En hierdie vallei was bekend vir die uitvoer van vrugte. As ek dink aan Philadelphos en ek moet dink aan iets soortgelyk, dan sal ek dink aan dit moet iets wees, geleë in 'n vallei en 'n rivier daarso en vrugte uitgevoer, dan klink dit, Here, dit klink baie soos Ceres hier by ons. Wow, okay, so ek kan daarmee vereenselwig. Okay, hierdie gebied, Philadelphos,
of Philadelphia, was baie bekend gewees vir aardbewings. En in die jaar 17 na Christus was die stad feitelik heeltemal deur 'n aardbewing verwoes. Wow. En daar het nie veel van die stad oorgebly nie. Vandag lyk hy so met baie tekens daarso van die ou tempels en goed. Kan jy sien groot as ek kyk aan hierdie ou mirasies, hoe groot dit is, dan kan ek sien dit was groot in daardie tyd. Maar vandag is dit 'n klein dorpie, nie meer 'n stad nie, en daar lê die vallei waar hy is, en hier is die huise so op mekaar ingewerk, en daar is, jy sal sien, dit lyk nie soos hierdie ander stede, wat ek die skyfies van gewys het, hierdie groot wolkekrabbers en al hierdie fancy plekke nie. Nee, dit is net huise daarso. Daar is so 10.000 inwoners in hierdie dorp vandag. En dit is Philadelphia of Al-Ashir wat dit vandag is. Na sy. As jy kan onthou, was hierdie in die begin het ek het genoem, dit is een van die 2 briewe wat oorskynlik die 2 briewe was vir die Here mee tevrede was, maar toe het die Here het al vir ons daar in die begin geopenbaar, dat almal kan goeie briewe wees, want almal het, omdat jy het ons gesê, die Here het dit gewys, almal het dan belonings. Daar is net hierdie negatiefes wat positiefes moet word. Amen. So. In die tyd wat dit geskryf was, net daarna in die beginjare, was die Christengemeenskap daarso baie vervolg. En dit was 'n klein gemeenskapie. Van die 7 briewe was dit die kleinste gemeente of kerk dan. Die minste mense uit die 7 plekke uit wat bekeerlinge was, wat weergebore was, wat Christene was. En hulle was dikwels gespot en bespot, en dat hulle besig is met 'n dwaalleer en op 'n dwaalspoor is, en allerhande grappies is met hulle gemaak, want omdat hulle was hulle was arme mense gewees, en daar was altyd met hulle gespot en gesê, regtig, glo julle regtig wat julle verkondig, dat julle geseëndes is, want as julle geseënd was, dan sou julle groter gewees het en ryker gewees het, en dan sou julle nie so armsalig gewees het nie. Is dit nie ook presies hoe mense vandag, baie mense, kyk na Christenskap nie, na kinders van die Here nie? As julle geseënd was, sou julle mos ryk gewees het, sou julle meer gehad het. Dit het niks daarmee te doen nie. Hulle was geseën omdat hulle gered was. En dit is wat die wêreld nie daardie tyd en ook vandag se tyd nie kan verstaan nie. Hoe kan julle so bly wees? Hoe kan julle so geseën wees? Hoe kan julle vertel julle is geseën? Kyk hoe gaan dit met julle, high shame. Nee, moenie vir my high shame nie, ek moet vir jou high shame, want jy ken nie die Here nie, jy is nog nie gered nie. Amen. Nou, hierdie mense was ook gereeld vervolg en gemartel vir hulle geloof. In die antieke Philadelphia
Ek het nie foto's daarvan nie, maar daar was iewerste hier en hierdie iewerste op 'n kant of was daar so 'n groot arena waar dit ook bekend was dat hierdie Christene daar gemartel was en dan al hierdie mense rondom hulle gesit en hulle het gecheer en mal gegaan hoe meer hulle hierdie Christene verskriklik martel daar. Dit is waar die agtergrond was. Dit is die dit is die agtergrond van die mense wat in daardie stad was. Gemartel, arm, gehoor het, hulle is Christene, dan het hulle nie werk gekry nie, regtig arme mense gewees, bespot en gemartel. Maar hulle was soveel liefde. Wat 'n liefde, omdat jy die Here, hierdie brief, voordat ek iets sê verder, nou die Philadelphia brief en die Efese brief loop hand aan hand, want die Efese brief was die liefdelose gemeente, omdat jy die liefdelose brief, en hierdie is die liefdevolle brief. Wow, so, die ene is net die teenoorgestelde van wat die Efesiërsbrief was. Die Efesiërsbrief se groot aanklag was dat die Here was nie hulle eerste liefde nie. Hierdie mense bekend vir die liefdevolle mense, die liefdevolle brief, met ander woorde, die Here was hulle nommer 1. Heel eerste gestaan by hulle. Oor die liefde wil ek net sê, indien liefde voorwaardelik is, indien liefde in klasse en in kategorieë geplaas word, is dit nie meer die Here se liefde nie. Dan is dit terug na Efesiërs toe, dan is dit liefdeloos. Dan het jy wel 'n tipe liefde, 'n godsdienstliefde vir die Here, maar jy bewaar nie Jesus se opdrag nie. Wat is Jesus se opdrag? Wat is die opdrag wat hy gesê het jy moet bewaar? Daar so is hy, Markus, waar is die Markus? Hier is Markus 12 vers 30 en 31. Daar is die opdrag, die Jesus opdrag. En jy moet die Here, jou God lief hê met jou hele hart en uit jou hele siel en uit jou hele verstand en uit jou hele krag. Dit is die eerste gebod. En die tweede wat hier aangelyk is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Daar is geen ander gebod groter as die nie. Dit is die Jesus opdrag. Wow. Hulle het die Jesus opdrag behou. En weet jy, dit is opmerklik as wat ons gaan, sal jy sien, dit is opmerklik dat Jesus in hierdie brief aan Philadelphia 2 keer sê dat hulle sy woord, sy opdrag bewaar het. Met ander woorde, en uitgevoer het. Hy sê dit in vers 8 en in vers 10. 2 maal wat die Here dit bevestig. Hulle liefde vir God, liefde vir hulle self, liefde vir hulle naaste. Dit was sigbaar, dit was hulle kenmerk. Amen. Vers 7. Wat staan in vers 7? Nou begin die brief. En skryf aan die engel van die gemeente van Philadelphia. Dit sê die heilige, die waaragtige, wat die sleutel van Dawid het, wat oopmaak en niemand sluit nie. En hy sluit en niemand maak oop nie. Amen.
Die engel van die gemeente is steeds die leier, die prediker daarso van die gemeente. Dit is in elke brief, dit het nog steeds nie verander nie. Dit sê die heilige, die waaragtige. Dit is die Here self daar, die definitief. Dan is daar so jy sien daar so wat die sleutel van Dawid het. Wat is die sleutel van Dawid? Dit dui op, luister mooi, die sleutel van Dawid dui op autoriteit. Nou, oor die eerste opslag, as jy hoor autoriteit, dan lyk dit of God slegs van sy autoriteit praat. Maar dit verwys ook na die geredde, jou, my autoriteit in God. Soos in Jesaja 22 vers 22 en Openbaring 5 vers 5 en Openbaring 22 vers 16. Word daar ook gepraat van die sleutel van Dawid. In Jesaja 22 vers 22 het God hier dieselfde autoriteit met presies dieselfde woorde deur Jesaja vir Eljakim gegee. Wie was Eljakim? Dit was die seun van Hilkia. En hy het Jesaja na Setna, die paleisbestuurder, gestuur met hierdie woorde, en hy het gesê, hoor daar, en ek sal die sleutel van die huis van Dawid op sy skouer lê, en hy sal oopmaak en niemand sal sluit nie, en hy sal sluit en niemand sal oopmaak nie. Dit is niks anderste as die autoriteit. As jy die sleutel van Dawid het, Here, dankie, want hy, wie is die hy hierso? Eljakim, man is by hom wat hy dit gesê het. Wat hy sluit sal niemand kan oopmaak nie, en wat hy oopmaak sal niemand kan sluit nie. Dit is ons autoriteit, wat die Here vir ons ook gee, Matteus 19, wat is dit, 19:19, wat die Here sê, en wanneer ons kom by bind en ontbind, Here, in die autoriteit wat U vir ons gee, in U woord, dat dit wat ons sluit, Here, in U naam bind, sal geblind word vanuit die hemel uit, en wat ons ontbind sal vanuit die hemel uit ontbind word. Dit is niks anderster as autoriteit nie. Wanneer ons doen bind en ontbind, moet ons eintlik sê, Here, dankie vir die sleutel van Dawid wat U vir ons gee. Maar ons is nou al verder as Dawid. Dankie, Here, vir die autoriteit wat ons in U het as gereddes. Paulus het ook iets gesê. Hy het gesê dat wanneer die aanvalle aanhou en hy daarvan swak is, dan het hy die krag om in die naam van Jesus te bid en te bid en te bind en te ontbind wanneer hy swak is. Wow. Nou, die Philadelphia gemeente of briefdraers, hierdie wie tot aan die einde getrou is en die Here in die eerste plek, sy liefde vir die Here in die eerste plek staan en daarin volhard in hierdie opdrag van die liefde word vir hulle word, hulle maak nie die deure oop nie en sluit nie die deure nie, maar vir hulle word ook 'n deur oopgemaak wat niemand kan sluit nie. Wow,
Hoe nou? Ja, dink mooi daarin. Hierdie deur wat hulle ontvang, hulle het nie net die autoriteit tot deure oopmaak en toemaak nie, hulle ontvang met die uitstorting van die Heilige Gees met weergeboorte. Met weergeboorte maak die Here vir jou 'n deur oop, 'n kontak na hom toe. Daar word 'n deur oopgemaak vir die werking van die Gees van die Here, wat jy direkte kontak tot die Here het, 'n deur wat niemand kan toemaak nie. En hulle wat ook volhard tot die einde ontvang, kry ook 'n deur daar in Openbaring 4 vers 1 met die wegraping. Dan sê Johannes die woorde daarso wat vir hom sê, kom op hierheen, en Johannes praat daarso van 'n deur het in die hemel geopen. So jy as kind van die Here, as bruid van die Here, wat volhard tot die einde toe, het nie net die autoriteit 'n deur na die Here toe om in autoriteit te spreek en te bind en te ontbind, deure oop en toe te maak nie, maar jy het die heeltyd staan jy in hierdie oop deur na die Here toe, sedert jou weergeboorte wat die Here se Gees in jou dit is 'n deur, 'n kanaal tot in die hemel. En dan kan ons sê, dit is nou mooi Afrikaans, die cherry on top is, Here, dan in hierdie autoriteit staan ons net en wag vir die wegraping van Openbaring 4 vers 1, waar U sê, 'n deur het geopen in die hemel, kom op hierheen. Daar gaan ons dan na U toe. Nou, hoor hierdie is werklik Openbaring, hierdie is waar. Wanneer jy die Philadelphia brief en jy oor hom beskik en sy beloning ontvang, sal jy ook die Efese brief se beloning ontvang. En eintlik al die briewe se belonings ontvang. Hoe nou? Ja, hoekom? Want dit gaan oor, hulle is die liefde. Wanneer jy hierdie liefde so het, wanneer dit volkome is, sal dit volkome wees om al hierdie ander briewe wat leefstyle was, om al hierdie briewe na te kom, want jou liefde sal volkome wees. Amen. So wanneer jy hierdie ene ontvang, sal jy die ander ook ontvang, want jou liefde sal volkome wees om al die ander briewe te kan uitvoer. Amen. Ek dink nie dit is baie moeilik om te verstaan nie. Right. Want as ons kyk na al 7 briewe, is die aankla en die negatiewe teen die briewe net 'n gebrek aan liefde. Wat die Here sê, bekeer julle, en dan sê hy nog wat dit is wat ons moet doen. En dan as jy bekeer het, dan sal jy die beloning ontvang. Met ander woorde, die liefde het dan volkome geraak. Almal is 'n gebrek aan liefde. 'n gebrek aan liefde aan God, aan jou naaste of aan jouself. En dit is in al die ander briewe dan, is dit dan die gebrek aan die liefde is 'n ongehoorsaamheid aan God, jouself of aan jou naaste. Maak sin. Here, dankie
dan sal ook, as ek die liefde volkome raak, sal ek al 7 belonings ontvang. Want al 7 belonings is 'n uitvloeisel van die liefde uit. En al 7 belonings is in die hemel en al 7 belonings is gekoppel maar aan die ewige lewe. Dankie Here, wat 'n openbaring. Wow. Dit kan slegs die Here, die Almagtige, deur sy wonderlike, kosbare, heilige, magtige Heilige Gees vir 'n mens gee. Anderste, as mense dit kan uitdink, moenie dink ek is die slimste ou wat jy nou ooit op afgekom het nie, ek weet ek is nie. Dit is net die Here wat dit vir 'n mens kan gee. As dit gegaan het oor slimheid dat jy dit kon uitwerk, moes iemand dit lankal voor my kon uitgewerk het, beloof ek jou. Amen. Dankie Here. Wat sê die Here in Markus 12? Ek sien nie, ek het 'n nota hier van Markus 12 oor die liefde. Nee, genade. Waar is Markus 12 nou? Nee, Markus 12, ek het 'n nota hierso. Markus 12 lees, en jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel, maar ek het dit nou gelees. Kyk. Kan ek net weer sê, want dit is so belangrik om dit te beklemtoon. Wanneer jy oor die Philadelphia brief beskik en sy beloning ontvang, sal jy al 7 belonings ontvang, want dan sal die liefde van Jesus volkome in jou wees en jy met enige brief ten volle kan funksioneer. Amen. Hoekom is daar bewys daarvoor, of is dit nou jou eie afleiding? Nee, dit is nie 'n afleiding, want dit is wat die woord sê in 1 Korintiërs 13 vers 7. Maar nou, waar het ek agtergebly? Die iewers het ek nou agtergebly met die slides en nou sal hy heeltemal die mekaar, ek kry dit nie so vinnig nie. 1 Korintiërs 13 vers 7 sal ek wel vir jou lees wat dit beteken. Oor die liefde staan daar, die liefde bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. Wat beteken dit? Presies wat ek gesê het. Met ander woorde, die liefde bedek al 7 briewe of lewens. Die liefde bedek, glo, hoop en verdra die belonings van al 7 briewe. Want daar staan dit, die liefde bedek, glo, hoop, verdra alles. Alles. Galasiërs 5:22 sê, lees, maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Bedek dit alles wat in die ander briewe tekort skiet. Amen. Daar is nog 'n bewys. En 1 Korintiërs 13 vers 4 tot 7 lees, die liefde is lankmoedig, vriendelik, die liefde is nie jaloers nie, die liefde praat nie groot nie, is nie opgeblaase nie, handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, word nie verbitterd nie, reken die kwaad nie toe nie. Vers 6, is nie bly oor die ongeregtigheid nie, maar is bly saam met die waarheid. Vers 7, dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra
alles. Is nie opgeblaase nie. Och, dit is tog so lelik as jy sien kinders van die Here, dan is hulle vol van die Here, maar hulle is eintlik so opgeblaase. So houding. Ons is nou die kinders van die Here, hoe is dit? Nee, kom ons doen, kom gou. Nee, asseblief. Dit is opgeblaase. Here, ons is kinders van die Here. Laat ons nederig wees, laat ons besef hoe klein is ons, hoe groot is U en U. Laat dit alles toe vir ons. Ja. Wat beteken dit in die werklikheid waar ons lewe? Ek gaan dit nie baie lank maak nie, ek sal vinnig daardeur gaan. Paar punte wat ek wil sê. Dit beteken dat Christus liefde is om gehoorsaam te wees aan die woord en om gehoorsaam en sensitief te wees vir die Heilige Gees en om te reageer op die Heilige Gees en op die woord. Nie net dit te hoor nie. Dit is groot probleem. Mense hoor wat die Here sê, maar hulle doen nooit wat die Here sê nie. Hulle kan die helfte van die Bybel opsê, maar hulle doen dit nie. Doen wat die Here sê. Dit beteken om besig te wees met God, sodat hy aan jou kan openbaar, waarby anders waar jy betrokke moet raak, en nêrens anders nie, besig te wees met die Here die hele tyd. Ons is nooit besig met die Here nie, maar, want kan ons ook nie verstaan, Here nou, maar hoekom sê U nie iets nie? Want die Here sê, ek het al 100 keer gesê, maar jy is nie besig met my nie, so jy kan nie hoor wat ek sê nie. Amen. Dit beteken in werklikheid, om dit wat jy dan en wat jy in God se opdrag, wat jy in sy opdrag moet uitvoer, dat jy dit in sy liefde moet doen. Baie mense doen, hoor wat die Here sê en doen, maar daar is 'n gebrek aan die liefde. Die liefde van God. Dit beteken om jou hart te skeur oor die verkeerde van jou naaste. Jou hart te skeur oor baie na vriende, kind, broer, suster, ma, 'n pa. En om met alles wat in jou is vir hom of haar te bid en by die Here in te tree. En nie om 'n kinderstorie te verkry nie. Of 'n slaanding te kry om jou naaste mee by te kom nie. Baie mense is lief daarvoor. Kry 'n slaanding. Pas op, ek wil dit sê vir jou en neem dit ter harte. Moenie jou vuil wasgoed, moenie jou tekortkoming daar tussen mense in 'n vergadering van gelowiges by mekaar, moenie jou vuil wasgoed daar uithaal om gewas te word voor die Here nie. Daar sit mense wat nie kan wag om daar, dat die eindfluitjie moet blaas, dat hulle moet sê cheers nie, dat hulle daar in die strate kan kom en vir die eerste mense wat hulle kan kom, het jy gehoor, ou Piet, hy hou hom toe altyd so heilig, maar het jy gehoor wat gaan in sy lewe aan, die goed waarmee hy te doen, of wat hy gedoen het, en daar gaan dit. Nee, pas op, waar jy jou belydenisse voor die Here doen. Dit is wonderlik, dit is goed. Here, ek wil, en ons kry hierdie
uitroep, wie wil vandag regstel? Ja, ek wil, maar ek doen dit ook, maar ek sal nooit kom blaker dit uit, hierso wat jy maar, ek gee jou die geleentheid, praat met die Here op jou eie, en dan bring ons dit voor die Here. Amen. Dit beteken, hierdie liefde beteken om saam met ander opgewonde te wees, oorsteld te wees, oor dit wat hulle ervaring was met die Here, wat die Here se openbaring is en wat die Here se versorging is, om dit met ander te deel en nie jaloers te wees nie. Ag Here, nou hoekom? Ek bid ook net so hard. Jy hoor mense, ek bid net so hard. Hoekom? Ja, nee, en dan word gepraat van die Here se witbroodjies en sulke goed. Nee, die Here het nie witbroodjies nie. Die Here trek niemand voor die ander een nie. Nie een van sy kinders nie. Om opgewonde te wees, om mense te sien wat jy weet nie van jou hou nie. Ja, dit is wat die liefde van God beteken. Here, want ek is opgewonde om hulle te sien, want ek is opgewonde om hulle aan die op te dra. Ek is opgewonde dat my salwing aan hulle moet afsmeer. Nie opgewonde dat hulle kan jou begin sleg sê of wat ook al nie. Nee, niemand hou daarvan nie, maar ek is opgewonde, Here, om 'n paar shots te vat, maar om my salwing, maar dan moet ek seker wees, Here, ek het die salwing. Hierdie liefde beteken om tekens en wonders te verwag, want in Romeine 15 vers 10, is dit Romeine 15 vers 10? Nee, 15 vers 19 sê, daar so staan, Immanuel, God met ons. Ek is opgewonde om tekens en wonders te verwag, Here, want U woord sê, Immanuel, God is met ons. En die woord sê dat tekens en wonders sal Immanuel volg, God met ons. Amen. Sê Here, hierdie liefde maak my opgewonde vir tekens en wonders, want U is Immanuel, God met my. Dit beteken om nie soos 'n engel te probeer lyk nie, of om 'n lydende sambaal soos een te klink nie, maar om soos Jesus op te tree. Hierdie is 'n regte engel. Nee, ek wil nie 'n regte engel wees nie. Ek wil 'n regte bruid van die Here wees. Iemand anders kan maar die engel gedeelte wees. Ek stel nie belang om engel te wees nie. Here, ek stel belang om bruid van U te wees. Maar, moet ek ook sê, die liefde is ook gevaarlik. Hoe nou? Ja. Die liefde is gevaarlik vir die wêreld waarin ons woon. Selfs tussen gelowiges. Want vers 9 lees. Kyk wat sê vers 9.
daar is toe almal wat ek wou aangehaal het, wat nie gewys het nie. My genade, okay. Vers 9. Kyk, ek gee jou die sinagoge van die Satan, van die wat sê dat hulle Jode is en dit nie is nie, wat sê dat hulle kinders van die Here is, maar nie is nie, maar lieg. Ek sal maak dat hulle kom en voor jou voete neerbuig en erken dat ek jou lief gehad het. Amen. Gevaarlik, die liefde is gevaarlik, want mense, selfs ander gelowiges, sien dit dikwels as 'n swak punt. Nou word gepraat van sagmoedige neelsies en ek weet nie wat sulke goed nie. Ja, dit is nie 'n teken van 'n swakheid nie. Jesus was die uiterste voorbeeld van liefde gewees. Dit het hom alles behalwe 'n swakkeling gemaak. Dit het net gemaak dat hy kon bly in die posisie wat hy is en al hierdie aanslae op hom kon verdra, terwyl hy ingetree het, gehuil het oor Jerusalem vir die mens se verlorenheid. Nou, ander ding is, die liefde van God sal jou blootstel aan aanvalle. Jy moet dit weet. Aanvalle op jou egtheid, aanvalle op jou eerlikheid, aanvalle op jou geloofwaardigheid en op jou geloof. Nie net in die wêreld, maar ook in die teenwoordigheid van hulle wat sê dat hulle Jode is, van hulle wat sê dat hulle kinders van die Here is, maar lieg. Hoeveel keer kry dit dat mense hulle aanbid saam met jou en hulle sê dat hulle is kinders van die Here, en dan laat ons net buite hierdie byeenkomsie kom, dan stel hulle onder mekaar. Ja, ek wonder hoeveel van dit is nou waar. Dit klink daarom na 'n wollaar storie hierdie. Is dit nie? Was jy dalk al skuldig daaraan? Die Here sê, julle is van die sinagoge van Satan. Julle is eintlik kinders van die Here. Julle is skynheilig. Julle is moeilikheidmakers. Julle is skelm. Maar die Here sê, hou jy vas. Ek sal jou daaruit haal. Hy sê daar self. Hulle sal erken dat ek jou lief gehad het. Die Here sê, hy sal jou daaruit haal. In Lukas 6:22 dan sê Jesus ook, op 'n ander geleentheid, salig is julle, wanneer die mense julle haat. Amen. Geseënd is julle wanneer die mense julle haat en wanneer hulle julle verstoot en beledig en jou naam weggooi soos iets wat sleg is, terwille van die seun van die mens, terwille van hom. Dit is presies wat met hierdie mense in Philadelphia gebeur het. Hulle was bespot, hulle was gehaat, hulle was beledig vir die naam van die Here. Die Here sê, salig is hulle, gelukkig is hulle. Want die koninkryk van die hemel behoort aan hulle. En hulle het die
sleutel van Dawid. Amen. Wow. Maar dan sê hy aan die einde van die vers, hulle sal voor jou voete neerbuig en erken dat ek jou lief gehad het. Nou, baie mense verwar hierdie teksgedeelte, verstaan dit totaal verkeerd. Baie predikers het ek al gehoor, en hulle sal voor jou neerbuig. Niemand gaan jou, die geredde, ooit voor jou aanbid nie. Soos hulle laat dit so klink asof hulle jou gaan aanbid. Hier staan net dat hulle voor jou voete sal neerbuig en wat? Nie omdat ek toe nou so wonderlik is of omdat hulle die Here so in my sien nie. Nee, daar sal staan. Oeps, ek het hom nie meer hier nie. Maar daar het gestaan. Hulle sal net voor jou voete neerbuig en erken dat ek, die Here, jou lief gehad het. So, inderdaad, buig hulle nie voor my neer nie, maar voor die Here. En hierdie teks verwys ook nie na hier op die aarde nie, dit verwys na die oordeelsdag, as ook die 1000 jaar vrederyk, wanneer die geredde saam met Jesus op die aarde gaan regeer. Hoekom op die oordeelsdag? Want op die oordeelsdag, daar is nog 'n leuen wat ons mee groot geraak het. Die ou mense het ons altyd vertel, ons gaan almal eendag, ek hoor het nou nog nie, die ou mense, het word nou nog gesê, almal van ons gaan eendag voor die regterstoel van die Here verskyn, en dan sal jy rekenskap gee. Ja, ek gaan nie. Hoor mooi, ek gaan nie voor die Here se regterstoel verskyn nie. O, dis onbybels? Nee, dit is nie. Hoekom? Want in Openbaring 4 vers 1, dan sê die Here, kom op hierheen. As ek gered is, daar gaan ek, sy bruid. Dan kom die oordeelsdag eers door, by hoofstuk 18 en 19, 20, daar gaan dit rof, dan is dit oordeel, en dan verskyn hier die mense, die wat nie gered is nie, wat agtergebly het op die aarde, die ongered is, dan verskyn hulle voor die regterstoel van God. Daarso word gepraat van die groot wit troon oordeel. En dan word die boeke uitgehaal. En waar is hierdie wat op Openbaring 4 vers 1 met die wegraping gegaan het, die bruid? Hulle staan saam met die Here, agter die Here, en hierdie mense, en hulle kyk hoe hierdie voor die regterstoel verskyn. Wow, wow, wow. En dan is daar 'n herhaling van hier, wat die Here hierso sê, dan sal hulle voor hulle neerbuig en erken, Here, ons sien U in hulle. Here, hulle was reg omtrent U. Dit is presies wat gebeur het, as jy onthou, in hoofstuk 1, toe ons by hoofstuk 1 is, was daar 'n man, 'n geredde wat in die hemel is, wat aan Johannes verskyn het. En wat het gebeur? Hy het soos 'n dooie voor hom neergeval en hy wou hom aanbid. En die man het gesê, moet my nie aanbid nie, ek is 'n broeder net soos jy. Want hy het voor hierdie verheerliking van God neergeval. Dit is al waarvoor hulle gaan buig voor jou. Daar in die hemel en ook dan hier in die 1000 jaar vrederyk, wanneer die Here op die nuwe aarde hierso is, vir hom 'n nuwe Jerusalem hierso op die aarde kom maak. Hulle sal ook voor
ons en die Here kom buig, nie omdat dit ons is, omdat daar iets in ons is nie, maar voor die heerlikheid van God sal hulle buig en erken dat die Here is die Here en dat hy werklik in ons is. Amen. Vers 10. Omdat jy die woord van my lydsaam bewaar het, sal ek jou ook bewaar in die uur van beproewing wat oor die wêreld kom, om die bewoners van die aarde op die proef te stel. Nou hierdie is 'n baie belangrike versie vir hulle wat aanvoer. Baie mense voer aan dat dat die gereddes, die bruid van die Here, gaan ons moet almal deur die verdrukking gaan. Dit is wanneer ons gelouter sal word en al hierdie goed. Dit is nie waar nie. Hierdie is net 'n baie swak vertaalde vers eintlik, want die oorspronklike teks sê die teenoorgestelde. In die hierso die hele probleem lê hier, en dit is wat ek sê, jou bewaar in die uur van beproewing. So ons sal deur die uur van beproewing gaan, en maar die Here sal ons bewaar. En dit is swak uitgedruk. In die uur van beproewing, lees in die oorspronklike teks in Grieks daarin. Dit is daar. Sien jy daai, kan jy dit mooi lees? Wat staan daar? Kom nou, probeer nou iemand. Ansel, lees daar wat daar staan. Rika, lees vir ons daai Grieks. Kyk hulle my so, moet so verbaasing aan. Daar staan ek, jy kan mos sien daar staan ek. Ek tes horis. Ek tes horis. Nou wat beteken ek tes horis? Ek tes horis, kom ons breek hom op. Daar sal staan, ek is om met 'n intensiewe krag te verwyder. Wat? Dan wat is tes horis? Tes horis van die uur. Nie in die uur nie, maar van die uur. Nie in die uur nie, maar van die uur. Dis dan ek het dit in hoofletters gesit. Want daar sou staan in der waarheid dat die Here sal ons van die uur bewaar. Met ander woorde, verwyder vanuit die uur met 'n intensiewe krag, as jy alles bymekaar sit. Die Here sal ons verwyder vanuit die uur. Hy sal ons uithaal van die verdrukking, dat ons nie die verdrukking deurgaan nie. Die enigste ander Bybel wat ek op kon afkom, ekskuus, my neus juk, is die 1982 King James Bybel. Hy lees reg. Hy sê, I will keep thee from the hour. Enigste ander Bybel wat reg vertaal is. Wat beteken from? From is out of, away, keep you out. So, hierdie versie, as dit nie deur vertalers, taalkundiges vertaal was nie, en net mense wat deur geval was met die Gees, moes daar iets gestaan het soos, omdat jy die woord van my lydsaam, dis patiently, né, met geduld bewaar het, sal ek jou bewaar deur jou te verwyder met 'n intensiewe krag, dis met die wegraping, van die uur van beproewing.
van die verdrukking sal ek jou bewaar, wat oor die hele wêreld sal kom. Amen. Dankie Here. Ons gaan nie gestraf word. Want hierdie verdrukking, hierdie 3,5 jaar verdrukking, gaan 'n straf wees, omdat julle nie wou bekeer het nie, julle ongelowiges hier op die aarde. Hoekom gaan ons gestraf word? Dieselfde straf moet deurgaan as hulle wat die Here nie wou aanvaar nie. Maak net nie sin nie. Behalwe van wat die Here sê, maak dit nie sin nie. Vers 11. Kyk, ek kom gou. Hou vas wat jy het, sodat niemand jou kroon kan neem nie. Amen. Dat niemand jou kroon kan neem nie. Nou wat se kroon is hierdie wat niemand nou kan neem nie? Kry ons nie al ons belonings, hierdie krone in die hemel nie? Dit klink nie heeltemal reg nie. Nou, luister nou hierna en luister mooi en neem dit in. Vader in Jesus naam, ek bid dat mense dit sal inneem, dat dit openbaring in hulle harte sal word en daar sal bly. Die krone wat in die hemel ontvang word, is almal gekoppel aan wat? 'n verheerlikte ewige lewe. Maar met weergeboorte word jy gekroon. Nog nie met hierdie heerlikheid van en hierdie ewige lewe wat jy in die hemel sal ontvang nie, maar jy word in die gees gekroon as 'n koningskind, 'n kind van die Here. Amen. 'n koningskind van die ewige almagtige God. Jy word gekroon met sy Heilige Gees. Wow. En in die geestelike riem, vir hulle wat in satanisme was en in regtig priesters en daai goed was, hulle sê vir jou dat regte kinders van die Here wat gered is, wat regtig weergebore is. Dit is asof daar op hulle koppe, het straal so uit, ek sê maar op hulle koppe, dis die kroon, maar uit hulle uit straal in die gees, dis hoe hulle sien of iemand werklik weergebore is. Dit is soos 'n blou vlam wat uit hulle kom. Dit gee die effek, laat jou dink aan 'n gasvlam. Het jy al gesien as jy gas oopmaak en jy dan is dit so rooi en dan word hy so blou, so mooi blou. Hulle sê, dit is hoe hulle lyk. Die Here sê, ek kom gou, hou vas aan wat jy het, sodat niemand jou kroon kan neem nie, jou weergebore kroon, jou salwing van die Heilige Gees, jou krag in die Heilige Gees, dat niemand dit kan neem nie. Staan vas, volhard tot die einde. Bewaar jou weergebore kroon. Want dit is so belangrik, as jy daaraan dink, net hulle wat hierdie weergebore kroon op het, hierdie blou skynsel, kom ons noem dit maar so, wie hierdie blou skynsel in die gees het, dis net hulle wat met die wegraping saam met die Here gaan. Amen. Nie hulle wat se vlammetjie dood is nie, om dit so uit te druk. Amen. Vers 12, nie 12, op die einde. Dit is die laaste versie.
Wie oorwin, sal ek hom 'n pilaar in die tempel van my God maak. Dis die tweede laaste versie. En hy sal dan daar nooit weer uitgaan nie. En ek sal op hom die naam van my God skrywe en die naam van die stad van my God, van die nuwe Jerusalem, wat uit die hemel van my God neerdaal, en my nuwe naam. Nou, hier word baie goed gesê, dit kom alles net daarop neer. Jy gebruik die voorbeeld van 'n pilaar, jy sal 'n pilaar wees. 'n Pilaar in 'n gebou, kan nie verwyder word nie, dan val die gebou in mekaar in. Die Here sê, jy sal staan soos 'n pilaar. Volhard jy, oorwin, hou aan tot die einde, en jy sal 'n pilaar bly, nie verwyder kan word uit die hemel uit nie. En jy sal 'n nuwe naam ontvang, en jy sal in die nuwe Jerusalem wees. Jy sal in die ewigheid in wees saam met hom. En die Here sal sy eie nuwe naam op jou skrywe. Wow. So nie net jy gaan 'n nuwe naam kry nie, onthou jy in 'n vorige brief, het jy 'n wit klippie gekry met 'n wit nuwe naam daarop. Die Here het ook 'n nuwe naam. Dit beteken hierdie versie, saamgevat, all in all en hom is, dit beteken hierdie van pilaar en in hom en nie verwyder nie, en nuwe Jerusalem, dit beteken jy en die Here, jy as die geredde, die bruid, wie volhard tot die einde, en die Here sal een word, absoluut een word. Amen. En dan vers 13, nou soos by die laaste versie dink ek, ja, wie 'n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Die Here sê, wie 'n oor het, wie geluister het vandag, luister wat die Here gesê het vandag. Die Here het weer gesê, wat het hy gesê? Die Here het baie goed gesê, die Here het die hele tyd gesê volhard, die Here het meer gesê oor die goeie wat in ons gaan gebeur, oor die seën en oor die beloning, maar hy sê, kry die liefde, nie die liefdeloosheid nie, hou, so eindig het ons hierdie brief al behandel in Efese, in die eerste brief, want dit het op dieselfde neergekom, as jy mooi daar dink. Die Here sê, behou die liefde, hou vas in die liefde. As jy nie dit het nie, dan met elke brief luister, bekeer jou, gee jouself oor aan die liefde, die opdrag van God, liefde vir God, liefde vir jouself en liefde vir jou medemens. En jy sal die kroon van die ewige lewe ontvang. Amen en amen. Dit is dit. Wat nou verder? Nee, ek weet nou nie wat verder nie. Verder nie baie nie. Verder prys die Here. Daar's net een ding oor. Here, ons het geluister. Gee ons die geleentheid om dit wat ons gehoor het, Here, om daarop te reageer. So, ek gaan weer in kort sinne bid, wat jy kan saam bid. En vir die Here kan sê, Here, ek wil dit regmaak. Ek draai vandag om.
Right. Vader, ek kom in die wonderlike naam van Jesus na U toe, en ek kom wees eerlik en bely, Here, dat ek nie werklik hierdie liefde van U het nie. Ja, ek is godsdienstig en ek glo, dit gee my 'n liefde vir U, maar nie my eerste liefde nie. Ek bid vandag, dit is my begeerte, Vader, dat U my eerste liefde is. Here, nie omdat ons bang is vir die hel nie. Ja, ons is bang vir die hel ook, maar Here, eerste rede, want ons wil U heerlikheid aanskou tot in ewigheid. Vader, ek kom en ek draai vandag alles wat in my lewe verhoed, dat U die eerste liefde is. Ek draai my rug op dit vandag. Ek doen afstand daarvan vandag. Ek gee U die reg om met U Gees nou my eerste liefde te wees. Red my nou, was my nou skoon, vul my nou weer met U Gees. Maak my toe en beskerm my met U engele. Maak my toe met die bloed van Jesus. Ek dank U in Jesus naam. Amen. En amen. Ekskuus. Dis nie nodig hierdie massiewe lang gebed nie. Net eerlik gewees met die Here, gesê Here, dit is wat dit is. Kom Here, hier. Dankie. Dankie, dankie, dankie. Ek wil afsluit en net sê, Vader in Jesus naam, dankie, dankie vir U liefde, dankie Here, dat U nie net kom en met hierdie briewe vir ons pak gee nie, maar Here, dat U met elke brief ons die geleentheid gee om reg te stel. Dankie, dankie Here, vir soveel liefde van U af. Here, lei ons verder. Here, laat ons daardie gesalfde blou vlam wat in die Gees gesien word, Here, laat hy brand, laat hy net sterker brand deur U leiding. Dankie vir U genade. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ontvang die seën van die Here tot volgende keer. Jerego geta Adonai dishmarecha, ja Adonai pawani lecha, wechocho nechta, Yesa Adonai pawani lecha, we asem lecha, shalom. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig na jou toe draai, jou genadig wees, jou vat, jou ophef, daar in hom in sy hand hou en aan jou vrede gee. Amen en amen en prys die Here tot volgende keer. Shalom.